Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer eens vanmôre met u te kan praat. Dis vandag 2 Augustus 2025. En ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Wat dink God van die mens? Wat dink hy van jou en van my? Nou sê jy vir my vra, maar Pieter, wat se vraag is daardie? Wel, kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons lees daar die eerste teksgedeelte van 'n Psalm van Dawid, Psalm 8 vers 5 en 6. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mens se kind dat u hom besoek? Dan gaan hy aan in vers 6. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en met eer en heerlikheid gekroon. Wat 'n wonderlike voorreg om te besef en te weet, dit is wat die liewe Vader van jou en van my dink. Nou sê jy vir my vra, maar Pieter, hoekom? Hoekom sal hy dit doen? Ons is sondaars, ons maak soveel foute. En dit is so, ons is sondaars en ons maak foute. Maar desnietenstaande is ons die kroon van sy skepping. Hy is mateloos lief vir jou en vir my. Kyk net 'n bietjie wat sê Jesaja 49:16. Waar hy sê, hy praat hier of Sion sê, ja, die Here het van hom vergeet. En die Here antwoord hom en hy sê vir hom, ek het jou in my handpalms gegraveer. Met ander woorde, hy het sy naam in sy handpalm gaan skryf, gaan neerskryf. Dis hoe belangrik jy en ek vir ons koning is. Net so kan ons maar gaan kyk. Jeremia 31:20 word daar van Efraim gepraat. En die Here sê vir hom, maar jy's vir my kosbaar, jy's 'n dierbare seun vir my. Hy sê, en elke keer wat ek aan jou dink, dan's my ingewande in beroering oor jou. Liewe mense, is dit nie 'n wonderlike voorreg om te weet, dat die koning van alle konings dink die wêreld van jou en van my, gee dit vir jou en vir my, carte blanche om hoogmoedig daaroor te word, of te dink, ek kan nou maar doen wat ek wil. Dis nie wat ek sê nie, nederig moet ons nederig bly. Daar's nog teksverse, ek wil Deuteronomium 28:13 sê baie duidelik, en die Here sal jou die kop maak en nie die stert nie. Ons is sy oogappel. Daar's soveel verwysings in die Bybel wat die Here van jou en van my dink. Liewe mens, dan sukkel ek om te verstaan dat, en ek praat eers met myself, hoe baie keer sal ons 'n fout maak en dan sal ons daar in 'n gat gaan sit en ons sal begin minderwaardig voel. En baie keer voel ons dat daardie gees van mislukking word ook ons deel. Nie teenstaan aan die feit dat die liewe Vader die wêreld van jou en van my dink. Ek en jy het nie nodig om so te voel nie. Ons het nie nodig om daardie demoniese geeste van minderwaardigheid en mislukking ons deel te maak nie. Inteendeel, as dit is wat die liewe Vader van jou en van my dink, wat gee vir jou en vir my die reg om minder van onsself te dink? Sê ek weer eens, en ek wil my herhaal, dit gee vir ons rede of carte blanche om hoogmoedig te wees, of dis nie wat ek sê nie. Nederig moet ons nederig bly. Maar ons moet besef wat ons is in die oë van ons Skepper. Dit bly net 'n persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.